welkom. En dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ek vertrou dat ons tyd saam vir jou sal goed wees. En hierdie week verken ons saam wat aanbidding is. Lees saam met my ons skrifgedeelte vandag uit Handelinge 2. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van brood en in die gebede. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Nou in hierdie beskrywing van die eerste kerk sien ons hoe aanbidding nie net 'n geleentheid op 'n spesifieke dag was nie. Vir hulle was dit 'n ritme, 'n regular. Hulle het volhard saam, daagliks in gebed, in breking van brood, in vreugde en met eenvoud van hart. En dan heel sentraal, hulle het God geprys. Dit was nie net een aspek van hulle geloofslewe nie, dit was hulle geloofslewe. Nou ons is vandag geneig om aanbidding te beperk tot musiek of tot die eerste 20 minute van 'n erediens, maar ware aanbidding gaan baie dieper. Dis nie beperk tot 'n genre of 'n emosie nie. Aanbidding is die oorgawe van jou hele lewe aan die een wat dit waardig is. Soos Johannes skryf in Openbaring 4 vers 11, U is waardig, o Here, want U het alles geskape. Nou John Ortberg herinner ons dat Jesus nie net op aarde gekom het om dinge vir ons te doen nie, maar ook om ons te wys hoe om te leef. En nou Jesus het sy lewe rondom sekere ritmes en gewoontes gerangskik. Dinge soos stilte, gebed, diens en ook aanbidding. En as hy, die Seun van God, hierdie lewensritme nodig gehad het, hoeveel nie te meer het ons dit nodig nie. Aanbidding is wanneer ons God raak sien en wanneer daardie besef ons beweeg om te beantwoord met verwondering, met oorgawe, lof en liefde. En dis nie iets wat ons opwek nie. Dis iets waarop ons reageer. En dis waarom aanbidding nie 'n prestasie is nie. Dis 'n geskenk wat ons teruggee aan God, omdat hy ons eerste raak gesien het. Nou Dallas Willard beskryf dit so: in aanbidding gee ons onsself oor om die grootsheid van God te beskou, deur ons denke, deur woorde, rituele en simbole. Met ander woorde, aanbidding is nie net iets wat ons voel nie. Dit is iets waarin ons hart en ons verstand, ons liggaam en ons gees saamgetrek word in 'n heilige oomblik van fokus. Nou C.S. Lewis help ons om te verstaan dat God het nie lof nodig nie, maar dat ons dit nodig het om lof te gee. Wanneer jy iets besonders sien, of dit nou 'n asemrowende sonsondergang is, 'n kunswerk of 'n kind se glimlag, jy wil dit deel. Jy kan nie stil bly nie. Aanbidding is die spontane reaksie van die siel wat God sien en nie anderste as om te kan sê, U is goed, U is mooi, U is heilig nie. So ons is gemaak van aanbidding. En ware aanbidding verhef ons. Dit trek ons uit die dofheid van ons daaglikse roetine en herinner ons dat daar is meer, dat daar iemand is wat ons lewe anker, wat ons nuut maak. Eeue terug het die kerk saam geantwoord in die liturgie, Sarzum Corda, lig julle harte op. Nou dit was nie net 'n simboliese frase nie, maar dit was 'n praktyk om jou hart te rig en om jou liggaam te gebruik en jou aandag doelbewus op God te plaas. Nou soos Ortberg sê, ons liggame en ons gees, dis verbind. Wanneer jy kniel, wanneer jy jou hande oplig, wanneer jy in stilte staan, herinner jy jouself, ek is nie in beheer nie, ek is nie God nie, maar God is hier, God is goed. Nou soms gebeur daar in aanbidding iets besonders, soos met Jesaja wat God in die hemel sien en sê, hoog en verhewe is U. Maar aanbidding kan ook gebeur in die alledaagse, in 'n lied, in 'n gebed, in stilte, in 'n koppie koffie met 'n vriend. Dis nie hoe dramaties die oomblik is wat saak maak nie. Dis hoe teenwoordig jy daarin is. En aanbidding is dan ook iets wat ons nie alleen doen nie. Daar is iets wat gebeur wanneer ons soos die eerste Christene in Handelinge by mekaar kom. Wanneer ons saam aanbid, gebeur iets heilig. Ons dra mekaar, ons herinner mekaar, ons help mekaar om God te sien.
En so word ons saam gevorm, ons word saam genees, saam getroos. Nou in sy boek Celebration of Discipline sê Richard Foster dat ware aanbidding ons verander. Nie deur inspanning of deur emosie nie, maar deur teenwoordig te wees en wanneer ons oorgee. Wanneer ons voor God verskyn in aanbidding, maak hy ons nuut. Dis 'n plek van genesing, is 'n plek van herstel. En in aanbidding kom die hoop terug na die areas wat soos dood gelyk het. In aanbidding kom vrede waar daar eers angs was. Nou in jou tyd van stilte vandag, kan ek jou nooi om met die Here te praat oor hoe aanbidding vir jou is. Praat met die Here oor wat kan jou help om jou hart opnuut na God te rig, om hom waardig te verklaar. En praat dan met die Here daaroor. Vra hom om jou te help om te aanbid, nie net met liede of met woorde nie, maar ook met jou hele lewe. Kom ons bid saam. Here, U is waardig van ons aanbidding. U het alles geskape en U onderhou dit met liefde. Here, leer ons om U raak te sien in die eenvoudige oomblikke, maar ook in tye van pyn, tye van vreugde, daai tye wat ons so dikwels U mis. Here, dankie vir die Gees wat ons lei en herinner dat U altyd naby is. Here, help ons dat ons lewens 'n lied van aanbidding sal wees, nie net op Sondae nie, maar in elke asemteug en elke daad. Here, ons lig ons harte op na U, want U is goed en U is hier. Amen.